Prys sy my graag. En omdat God alles kan doen, is God in staat om 'n weg vir my te maak waar daar nie 'n pad is. Om 'n deur oop te maak wat ander gedink het hulle toegemaak het. God kan alles doen. Ek wonder baie keer of ons dit regtig glo. Ons sê dit baie, ons sing dit. Maar daar kom tye in ons lewe wat ons mens is. En as mens twyfels. As mens faal. Soms is ons geloof so klein. En dan vergeet ons dat by God alle dinge moontlik is. Dan vergeet ons dat die Here 'n weg kan maak deur elke situasie. En ons ken hierdie versgedeelte wat ek hier op het, Jesaja 43, ken ons baie goed. Ons het dit al baie keer gelees en baie keer op kaartjies gesien en baie keer van mense boodskapies ontvang in tye wat dit met ons swaar gegaan het. Hierdie gedeelte sê so baie. Ek wil vanmôre nie preek nie, ek wil Bybelstudie met julle doen. So die wat die Bybel byderhand het, moenie toemaak nie, hou dit daar oop. Want ons gaan vanmôre hierdie gedeelte bietjie uitmekaar uittrek. En hoor wat God vanmôre vir elkeen van ons individueel wil sê. Maar ek glo wat God ook vir ons land in hierdie week wil sê. Wat God vir jou en my in ons omstandighede wil sê, maak nie saak wat ons omstandighede is. Ek gaan dit eers net deurlees en dan gaan ons by vers 1, by vers 15 weer begin. En daar staan: Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see. Dis natuurlik in hierdie nuwe vertaling, soos die ou vertaling gestel het, so 'n bietjie anders. 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het. 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Die Engelse vertaling sê the wilderness. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Sover. Kom ons gaan teruggaan asseblief na die eerste vers. Ek is die Here, vers 15. Die Here kom vanmôre, of in daardie tyd deur Jesaja, en hy kom praat met Israel, wat hulle baie slegte plek in hulle lewe is. Israel is geban uit hulle land. Hulle is verstrooi oor die wêreld. Hulle tempel is verwoes. Hulle land is vernietig. Die heidene het die beloofde land wat God aan hulle gegee het tot in ewigheid, en die heidene kom oorvat. Die landerye is vol distels en dorings. Daar het van hulle beloofde land niks oorgebly. Behalwe woestynheid, 'n wildernis en 'n woestyn. En hierdie Israeliete sit verstrooi en verban. En hulle doen slawewerk, hulle doen arbeidswerk. Hulle is verneder. Hulle tempel bestaan nie meer. Maar tussen hulle is daar 'n paar oud stryders wat verlang het na hulle tuisplek. Wat verlang het na die land wat God vir hulle beloof het, aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Hulle verlang na die seën van God in hulle lewe, maar hulle is moedeloos. Hulle is teleurgestel. Hulle dink dis die einde van die pad. Niemand luister na hulle nie. En dan kom die Here en hy stuur vir Jesaja. En Jesaja begin hierdie gedeelte met die woorde: Ek
is die Here. Dis asof God vir die volk wil sê deur Jesaja, in julle toestand, moenie eers wag tot dit beter gaan met julle nie, maar in julle krisis, staan net 'n oomblik stil en dink net weer aan my. Laat julle oor net 'n paar oomblikke wegbeweeg van julle stryd en julle krisis en julle verlorenheid en die woestyn waar julle self bevind en slaan net weer julle oë op en besef ek het nie verander. Ek is nog dieselfde God. Ek is nog die God, julle heilige God, die enigste ware God. Ek is die God, julle skepper wat julle bymekaar gebring het en van julle 'n volk gemaak het, toe julle eintlik vernietig moes word, toe julle eintlik verlore gesit het in Egipte, toe julle eintlik niks oorgehad het nie, was ek julle God wat julle as 'n volk geskep het. En wat aan julle 'n beloofde land beloof het, wat aan julle vir Moses gegee het, om julle uit julle slawerny uit te lei, en julle in die woestyn te vat, en julle in 'n beloofde land te bring. Ek is die Here, julle God. En ek wil vanmôre vir u vra, miskien steek vanmôre in die stryd. Ek kan nie anders as om op hierdie stadium omdat ons so intens daarbij betrokke is, kan ek dink anders as om te dink aan Pieter. Ek kry op Pieter so jammer. Wat hy alles moes deurgaan en wat vir hom nog voor lê vir nog 'n paar weke en maande. Dan stel ek my voor, en ek het dit gesien ook, veral toe hy nou die dag in die hospitaal op 'n plek was wat hy verskriklik moedeloos was. Sien ek hom in die woestyn. Ek sien hom in die verbande wêreld. En soos daar baie van u vanmôre, miskien jou kinders, miskien jou finansies, miskien jou werksomstandighede, miskien jou gesondheid, by iets daar in jou lewe wat jou 'n plek gebring het waar jy voel jy's in die woestyn, waar jy voel jy's tussen jou vyand, waar jy voel jy het alles verloor, waar jy voel God se beloftes in jou lewe en alles weggeval, dit beteken niks. Dan wil die Here vir jou vanmôre sê, maak nie saak wat is jou toestand. Maak nie saak hoe verlore jy is nie. Maar weet vanmôre, ek is die Here. Weet vanmôre, ek het jou geskep. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Ek het vir jou die prys betaal, ek het jou duur gekoop met my bloed. Ek is die Here. En ek is nog dieselfde. Ek het nie verander. Jou omstandighede het miskien verander. Maar God het nie verander. Is wel, ek is die Here, jou God, jou skepper, jou koning. Dan gaan Jesaja verder en sê, so sê die Here, hierdie God, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. God wil vir jou en my kom sê, luister, maak nie saak vanmôre nie, ek kan ook vir jou 'n weg maak. Ek kan ook vir jou 'n pad maak, soos wat ek vir Israel 'n pad gemaak het, soos wat ek vir Israel 'n weg deur die waters gekloof het, so kan ek dit ook vir jou doen, want ek is die Here. En dit maak nie saak hoe groot die krisis is. In hierdie week, terwyl ek oor hierdie boodskap gedink het, was dit vir my eintlik so interessant. Ek het dit nog nooit so raak gesien. Dis 'n feit, maar ek het dit nooit so gesê. Dat God het, toe Israel uit Egipte uitgegaan, toe maak hy 'n pad. En toe Israel in die nuwe beloofde land ingaan, toe maak hy weer 'n pad. En God wil vanmôre vir jou sê, jy voel jy sit in Egipte, jy sit vanmôre in 'n krisis, jy sit vanmôre in 'n onmoontlike situasie, maar God wil jou sê, ek kan vir jou 'n pad uit hierdie situasie uitmaak. Maar as ek vir jou 'n pad gemaak het en jy's uit, gaan ek jou nie daar los nie. Ek gaan vir jou 'n tweede pad maak. Ek gaan vir
gaan jou 'n nuwe pad maak in die beloofde land. Want baie keer voel dit vir ons dat God help ons wanneer ons bid en God gee vir ons uitkomste. Maar as ons uit daai situasie het, dan voel dit skielik so leeg. So, wat nou? Waar jy nou? Ek is verlos van die situasie, maar wat nou? Ek wil hier vanmôre vir jou sê, as jy in daardie ligleegte is, jy het nie krisis in jou lewe nie, maar dit gaan ook nie goed nie. Jy het nie vreeslike groot stryd nie, maar as dit niks positiefs in jou lewe nie. Jy is iewers in 'n ligleegte, jy hang iewers. Jy is maar net daar. Maar God vir jou sê, hy gaan vir jou nog 'n pad maak. Die beloofde land. As daar beloftes waar die Here, waar ek God vashou met my hele wese. Was toe ek eendag op 'n manne byeenkoms was, predikante byeenkoms in Somerset Wes in die Kaap. Spraak die Here eendag met my uit Job. Daar waar God Job herstel. En die Here sê vir my, jou einde gaan beter wees as jou begin. En ek hou daar vas met julle wese. Dan gaan die dag verby wat ek God nie herinner aan daai belofte. En toe ontdek ek, daar's nog 2 ander plekke in die Bybel waar God presies dieselfde sê. Jou einde gaan beter wees as jou begin. Tweede een wat ek nou skielik aan dink weer, is 'n geval van Samson. Samson aan die einde op daai tronk sit, sy oë is uitgesteek. Hy dink God het hom vergeet en God kom praat met hom en hy sê vir die ag Here, gee my net asseblief nog een kans om my te wreek op my vyande. Jy weet wat gebeur het, dat dit is daai pilare gesit en hy pilare opgetrek in die Bybel sê die volgende. Die Bybel sê daardie oomblik meer oorwinning behaal as dit sy hele bediening. Dis 'n belofte waar ek vashou. En vanmôre sit jy dalk in 'n ligleegte. Jy sit dalk so Samson in die tronk, jou oë is uitgesteek. Of jy sit dalk op 'n plek waar jy sê, wat is dit ek die krisis in my lewe nie, maar daar gebeur niks goed vir my lewe nie. Maar die Here vir jou sê, hy kan vir jou 'n pad maak sodat jou einde beter kan wees as jou begin. Hy kan vir jou 'n pad maak dat jy die beloofde land kan ingaan. Hy kan vir jou 'n pad maak sodat jy ook die vrede en die seën van God in jou lewe kan beleef wat jy miskien so na smag. God wil vir jou 'n pad maak, want hy is die Here wat 'n pad gemaak het deur die see. Toe gaan kyk ek. Sien dit daar in Eksodus toe hulle by die Rooi See kom, toe sien die Bybel en toe Moses sy voet in die vlak water sit, toe gebeur daar 'n wonderwerk, toe gaan die water oop en dit het gevorm 2 mure aan weerskante. En God het 'n wind gestuur en die bodem van die rivier kurkdroog gemaak. Toe dit deur die rivier trek, of die see trek, die Rooi See, toe is dit kurkdroog. Daar was nie moeras nie, daar was nie modder nie, hulle het nie gesukkel om deur te kom nie. God het 'n pad volmaak gemaak, gelyk gemaak, voorsien met 2 mure water weerskante van hulle. Nou vra ek jou, dink jy nie die mense sit toe hulle daar intrek en sien hierdie massas water, dink jy nie daar's 'n bietjie bang gewees nie? Sien maar Here, ons is in die middel van die rivier en die water kom terug, wat dan? Dis mense. En die trek hulle kurkdroog deur, en die volgende oomblik hoor hulle geroer agter hulle, en hulle sien, hier kom die Egiptenaar en die Farao met 750 van sy beste krygers, sê die Bybel. En hier klomp in die middel van die rivier, water die kant, water die kant. Hy kan nie omdraai en vlug, kan nie weggaan, want die vyand is agter hulle. Hy kan net een kant, dit is vlug. En God maak vir hulle weg na die beloofde land. Uit
slawerny van Egipte. En so sê God vanmôre vir jou, wil hy vir jou ook 'n weg maak. Hy wat 'n pad gemaak het deur die see. Kom hulle by die Jordaan. En die Bybel sê, dit was seisoentyd. Die Jordaan was gelyk met sy walle. Nou, ons weet die afgelope rukkie, hoe lyk 'n rivier wat oorvol is. Wat gebeur met mense op die banke van 'n rivier wat oorvol raak? Dit raak chaos. Dit is verspoelings. En hier kom hierdie volk by hierdie siedende massa water. Die rivier is vol. Hy vloei. Val tot wal. Wat doen God? Gaan lees dit in Josua 3. God laat daardie rivier opdaal. Die Bybel sê, dit is so mooi, die nuwe vertaling sê, die water het op 'n hoop gaan staan. Dit wat die nuwe vertaling sê. Die water het op 'n hoop gaan staan. En toe begin dit opdam, en hy noem die plek, ek kan nie onthou waar, en weet ook hoe ver op die rivier dit is nie. Maar die water het opgespoot tot by daardie plekkie, terwyl die water aan die ander kant hierdie keer nie op 'n muur gevorm nie, maar weggeloop het. En hier is die massa. En dan moet 'n beloofde aankom, en God sê, ek maak die vloer vir julle droog. Ek laat die water vir julle op 'n hoop staan, sodat julle kan deurtrek. God wil vanmôre, daardie waters wat jy wil bespoel, dat God op 'n hoop staan. Daardie krisisse wat jou so wil oorweldig, keer God vas in 'n hoek. En van die krisisse wat jy gehad het, dat hy wegvloei, sodat jou nie meer sal pla nie. En hy gee vir jou droog om deur te trek. Want God maak 'n weg vir jou. There's no secret what God can do. What he has done for the Israelites, he can do for you. Maak nie vanmôre saak wat jou krisis is. Maak nie saak wat jou omstandighede is. Maak nie saak wat jou nood is nie. God kan 'n deurgang maak in die magtige waters. Nou gaan God verder. Hy sê en nou nie mooi luister, dit wat ek nou gaan sê, gaan baie mense op my verskil, ek weet dit. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hoor my mooi. God is nie die een wat krisis veroorsaak. God is nie een wat jou wil laat swaar kry nie. Maar God laat partykeer die strydwaans en die perde en die magte na jou toe aankom. Hy laat dit toe. Omdat hy twee goed wil doen. Eerstens, die magte wil vernietig of jou 'n deurbraak wil gee. En partykeer, nie altyd nie, maar partykeer gee ons die duiwel van al die goed wat verkeerd gaan in ons lewe skuld. Daar was dit nooit die duiwel nie. Dat God die duiwel gebruik en dit toegelaat, juis omdat hy die duiwel wil uitklee in jou lewe. En omdat hy jou die oorwinning wil gee. Ons gee die duiwel baie keer te veel eer in ons lewe. Hier staan God, en ek gaan lees van die Eksodus, God het Farao se hart verlaat. God het dit so bewerkstellig dat die strydwaans bymekaar gebring moes word. God het die perde laat optrek. Nie Satan nie. Dit was nie Farao se keuse nie. God het deur Farao gewerk. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie God is die outeur van alles wat verkeerd is in jou lewe.
Maar God gebruik baie keer jou situasie om juis die duiwel uit te keer. En juis om vir jou die oorwinning te gee. Hy sê dit nie, hy sê, hy leer op volle sterkte, 750 kruismanne op uisterwaarts, met die koning vooraan. Hoekom? Omdat hulle te lei na hulle ondergaan. God wil daai stryd in jou lewe, waarin jy moet oorwin. En hou op die duiwel die skuld van alles gee, vertrou God vir die oorwinning. Gaan verder. Hulle kon nie weer opstaan nie. En gaan lees in Eksodus wat sê die Bybel. Die Bybel sê, toe daai klomp strydwagens in die rivier instorm, toe laat God hulle wiele afval. Toe gee God die oorwinning, maar hy moes eers daai manne laat kom. En die Israeliete is bevrees oor hierdie oorlog wat agteraan storm. Here, hoekom laat jy dit toe in my lewe? Here, gaan nie swaar genoeg met my nie. Here, hoekom bedreig jy my met al hierdie goed? Want God wil hulle laat ondergaan. Vertrou die Here. Kry jou oog op God en nie op die goed wat op jou aanstorm nie. God gaan met hulle deel. Die Here sê dit ook deur Moses. Hy sê, wees julle stil, ek veg vir julle. En hou op die duiwel die skuld vir alles gee. Nie altyd die duiwel. Hulle kon nie weer opstaan. Dit was klaar met hulle. Hulle is so lampe uitgedoof. Halleluja. Wow, is dit nie lekker? As jy aan die kant uitkom en jy oorwinning behaal, en die Here vir jou uitkoms gegee, jy kyk terug en jy sien hoe dat God die mag van die Satan uitgedoof het. Hoe dat hy die aanslag van die duiwel uitgekanselleer het. Maar as jy die duiwel gaan beklei het, dan jy nou nog beklei. Let God be God. Laat hom die Here wees in jou lewe. Laat hom die skepper wees van jou lewe. En hy gaan jou na die stryd uithaal. Hy gaan jou na die krisis uithaal. Hy gaan vir jou wegmaak in die woestyn. Hy gaan vir jou wegmaak in die wildernis. Hy gaan vir jou wegmaak deur die magtige waters. En in die proses gaan hy die magte van Satan uitkanselleer. Just give him a chance. Because he's God. En hy wil God wees in jou lewe. Dan sê Jesaja verder. Nou het hy klaar lekker gedink aan die riviere en alles wat God vir hulle gedoen het in die verlede. Dan sê die Here, maar moenie net aan die vorige dinge dink en by die verlede stil staan. Hou op vashou in die verlede. Hou op vashou aan wat God vir jou in die verlede gedoen het. Hou op vashou aan die goed wat in die verlede met jou gebeur het. Vergeet van die goed. Dit was God se genade, was God se guns, was God se liefde. Hy is nog dieselfde Here vandag. Hy het nie verander nie. Dit wat hy daar gedoen het, kan hy vandag ook vir jou doen, maar hy gaan dit dalk nie weer op dieselfde manier doen nie. So hou op, vertrou dat God weer op dieselfde manier moet werk. Hy gaan anders werk hierdie keer. Hy gaan 'n ander pad maak hierdie keer. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Wow. God wil vanmôre vir jou iets nuuts doen. God wil vanmôre vir jou 'n nuwe pad maak. God wil jou die beloofde land hê. God wil jou die oorwinning hê. God wil jou aan sy kant hê. Nie aan die Egiptenare se kant nie. So op, dink aan wat die Egiptenare gedoen het. En die Israeliete het dit gedoen. Hulle het op 'n stadium waar die krisis so groot geraak het, het hulle gesê, ag, as ons tog maar in Egipte laat gebly, maar daar ons ten minste 'n pot vleis gehad. Nee. In die beloofde land is daar drie trosse wat 2 mense moet dra. In die beloofde land is daar mure
wat ander mense gebou het, maar God het dit vir my gegee. God het vir my iets beters gestoor. So moenie terugkyk in die verlede nie. Kyk vorentoe en weet dieselfde Here wat jou gemaak het, dieselfde Here wat jou in die verlede gehelp het, is nog dieselfde Here en hy wil iets nuuts doen in jou lewe. Jy sal nie nou weet wat dit is nie, maar vertrou op. Die Here maak 'n weg en hy doen dit elke keer op 'n ander manier. Want hy is God en hy weet die beste. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak 'n woestyn 'n pad. Ek laat 'n droë wêreld riviere ontspan. Wat is jou woestyn? Wat is jou dorsland? Waar bevind jy jou wat jy so bekommerd is oor die skorpioene in die sand? En die aasvoëls in die lug? Waar bevind jy jou dat daar nie water is nie? Dis 'n dorsland. Jy is so uitgedor, jy is so leeg. Wat is daar in jou lewe vanmôre waarop jy nie antwoord het nie? Waar kom God vanmôre en sê, ek is die Here. En ek maak vir jou iets niets. Ek maak vir jou 'n pad in die woestyn. En ek gee vir jou riviere in die dorsland. Dis die Here wat ons dien. Maar jy en ek vanmôre, ons net 'n bietjie gestil word. Net weer besef dis die Here. Op 'n veg met ons omstandighede, op 'n klaar brok en bou, maar alles wat verkeerd is in ons lewe. En net weer stil word voor God. Dat God kan sê, ek gaan vir jou 'n pad maak. Ek gaan vir jou weg maak. Ek gaan vir jou water uit die rots laat kom. Want ek is jou God. Mag die Here jou help. Ek weet nie wat 'n stryd het jy het nie. Weet nie wat 'n krisis jy het nie. Ek weet ook nie wat met die land gaan gebeur nie, maar ek vertrou die Here. Dat die God wat ek dien, staan gereed om iets nuuts te maak. En weet jy wat? Hierdie gedeelte sê, jy kan dit al sien kom. Luister. Johannes 14 vers 6. Jesus kom en hy sê vir ons vir Thomas, hy sê, ek is die weg. Soek jy vanmôre 'n pad? Jesus is die pad. Jy kan hom sien in die woord. Jy kan hom sien in sy genade en sy liefde wat hy aan jou bewys elke dag. Jy kan hom al reeds sien, die weg is klaar daar. Maar jy moet hom toelaat dat daardie weg vir jou nie word. Dat daardie weg deurbreek in jou lewe. Dat daardie weg in beheer kom van jou lewe. Dat hy vir jou stry, dat hy vir jou veg. Dan gaan hy vir jou nog 'n beter pad maak, want hy is die weg. Hy staan daar. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hy kom en hy sê van die Heilige Gees wat hy sou uitstort. Hy sê strome van lewende water, daardie riviere in die dorsland. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Jesus het dit klaar gedoen op Pinksterdag. Jy kan dit sien. Jy moet net toelaat dat dit 'n werklikheid word in jou lewe. Jy moet Jesus 'n kans gee om jou weg te word. Jy moet die Heilige Gees kans gee om strome van lewende water in jou binneste te word. Dan gaan jy deurbreek en die niets gaan gebeur in jou lewe en hy gaan jou in 'n nuwe land inlei. Land van oorwinning, blydskap en vreugde. Maar vanmôre is die vraag, is jy bereid om stil te word? Dan sê jy iets met God. Dit wat jy vir Israel gedoen het, kan jy vir my ook doen. Baie die was as water kan jy vir my ook gee. Maar dankie vir Jesus.
die weg wat klaar gekom het. Dankie vir die Heilige Gees, die strome van lewende water, wat reeds begin vloei het. Maak dit 'n werklikheid in my lewe, in my omstandighede, sodat ek ook die beloofde land